Goeiemôre julle. Welkom hier vanoggend by ons. Net soos die reën vanoggend die wêreld so 'n bietjie nat gemaak het daar buite en bietjie kos gegee het, gaan ek seker gaan die Here vir ons vandag kos gee vir ons siel om hierdie week aan te pak. Dankie dat elkeen van julle opgestaan het vanoggend om hier te wees. Al is dit 'n bietjie koelerig buite, maar dis lekker om hier te wees. Dis lekker om hier snoesig saam met jou familie te wees, nee, die mense wat jou liefhet en wat vir jou omgee. Ek weet daar's 'n hele klomp mensies net voor ons begin in vangary, want ons het ons vandag die konsulent besoek aan hulle, net om 'n bietjie uit te ry na hulle toe, so ek hoop dat hulle ook 'n geseënde diens het. Maar kom ons staan en dan sing ons hartlik saam, almal saam. Julle moet julle lekker, julle full voice uithaal vandag, dat ons hierdie dag lig. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Dis julle kan maar sit, dankie. OK, ons het vanoggend 'n hele paar afkondigings. Ek sal vinnig daardeur hardloop sonder om te probeer om te vinnig te praat, dat julle actually kan hoor wat hier oor my lippe kom vanoggend. Nou ja, die eerste ding wat ek vir julle wil herinner aan is hierdie naweek is dit die Over 60 se lekker koffie en saamkuier. Nou soos ek gesê het, dis nie net vir die ouer 60s nie, die ander 60s is baie meer as welkom om saam te kom kuier, want ons wil graag, soos ek gesê het, verhoudings oor grense bou. So asseblief kom kuier saam met ons hierdie naweek. Ek gaan daar wees en ons gaan sommer lekker klets en lekker kuier en stories uitruil en net mekaar leer ken. So asseblief kom kuier saam met ons hierdie naweek. En oom Johan Jansen, ek dink ons moet vir oom laat weet, nê?
Okay, so voor Woensdag sê oom Johan moet ons hom laat weet, sodat hy kan seker maak daar's genoeg stoele, dat niemand op mekaar se skoot moet sit of op die grond hoef te sit nie. So asseblief kom kuier saam met ons met die over 60s hierdie naweek. En dan volgende op die lysie is 'n herinnering aan ons uitreikprojek wat ons saam met die Whangaparāoa Baptist Church het. Dit is waar ons hoodies en komberse bymekaar maak. En as jy gebring het, daar agter is 'n sak, 'n rooi sak kan jy dit daarin sit. Of as jy dalk in die week het, kan jy my laat weet. Ek sal dit by jou kom haal of jy kan by my huis kom aflaai en ons vat dit dan vir hulle en hulle gee dit uit vir die mense wat regtig koud kry en dit nodig het in hierdie winterseisoen. So onthou van hierdie lekker uitreikprojek. As jy warm in jou snoesige kombersie sit, onthou van daai ou wat nou koud kry en dan kyk jy of jy dalk ietsie kan skenk of kan bydra vir die uitreikprojek. Dan die volgende ding is 'n uitreik na julle almal toe vir die van julle wat voel dat dit op jou hart druk, of dit dalk een van jou gawes is, of as jy net 'n handjie kan bysit vir ons jong mense en ons kinderbediening. Ons het nou 'n paar mensies wat gegaan het, uitgehelp het, maar ook ons kinderbediening groei. So ons het hande nodig om te kan help, om die kindertjies ook te vertel van Jesus op 'n Sondag. Daar's 'n rooster wat uitgewerk word en jy gaan dalk een keer 'n maand 'n beurt kry of dalk een keer in 2 maande soos wat dit jou pas. So as jy voel dit druk op jou hart dat jy net een keer 'n maand kan kom uithelp om die kindertjies te leer van Jesus, dan reik asseblief net Esmerie toe uit, of as jy kan vir my ook kom sê en dan sal ek vir Esmerie sê, maar as dit voel dis op jou hart, kom reik uit en kom help ons om die kindertjies te leer van Jesus. En dan wil ek graag vir Zelmarie Steyn, kan jy hierso na ons toe kom asseblief? Kom hier voor. Nou, kom staan sommer hier langs my. So Zelmarie is een van ons kinderbediening juffrouens wat so insaag gehad het in die kindertjies se harte. Ag, sy speel so mooi met hulle, sy leer hulle so mooi, sy lei hulle, sy leer hulle van Jesus, maar sy staan nou op trou en sy gaan nou trou met 'n vol Engelsman. En soos wat Jesus wil hy graag hê jy en jou man moet saam kerk toe gaan. Jy en jou man moet saam die Here dien. En om te seker te maak dat hulle die geleentheid kry, gaan hulle nou na 'n Engelse kerk toe sodat hy kan verstaan waaroor gaan die woord van die Here en dat hy ook saam met dat hulle twee as 'n man en vrou saam kan groei. Maar Zelmarie, ons wil net vir jou sê baie dankie. Dankie vir elke ding, elke woord wat jy oor hierdie kinders gespreek het, elke gebed wat jy saam gedoen het, elke aktiwiteit wat jy beplan het, elke dag opdaag met 'n pragtige glimlag op jou gesig. Die kindertjies is verskriklik lief vir jou en hulle sien altyd uit daarna om te hoor wat jy te sê het en vir hulle te leer het. Maar weet jy wat, ons bid dat die Here vir jou sal stuur op jou pad. En ons weet jy gaan nie weg vir altyd nie. Jy gaan definitief nog kom kuier, maar mag die Here met jou en jou man saam 'n pad stap daar waar julle gaan, na die ander gemeente. So ons het net vir jou ietsie kleins, daar's sy, wat hulle vir jou wil gee. Sy net ietsie kleins vir Zelmarie. Kom ons bid sommer gou-gou saam vir Zelmarie. Ag liewe Jesus, baie dankie vir hierdie pragtige dame wat u vir 'n rukkie aan ons geleen het, Here, om insaag te lewe in ons klein kindertjies se wandel saam met Jesus. Here, haar hart is om 'n instrument te wees in u hand, Here, en ek weet al is haar journey vir 'n klein rukkie hier by ons dalk verby, Here, weet ek dat sy nie gaan ophou nie, maar dat sy hierdie liefde wat sy vir u het en die liefde wat sy vir die kindertjies het, gaan volhou en voortbring waar ook al u haar vat op haar pad. Here, mag u haar pad seën met alles wat mooi is en alles wat goed is, met u liefde, met u blessings, met u genade en met u vrede. Here, en ons stuur haar, daar waar sy gaan, stuur ons haar met 'n blymoedige hart om te weet dat sy gaan nog steeds werk in die koninkryk van Jesus. Amen. Goed, en dan die volgende ene is oom Johan Jansen. Kan oom Johan Jansen vir ons vorentoe kom asseblief? Dankie. Maar kyk net.
Ja, so julle ken vir oom Johan Jansen. So baie geliefkose persoon hier by ons. En vandag wil ons die bevestiging doen van oom Johan. Nou soos julle weet is daar 'n hele paar riglyne in die Bybel waar volgens so 'n persoon moet leef. En ons kan ook sien dat die Bybel gee ook 'n roeping vir so 'n persoon, nê? 'n diakon of ouderling of enige persoon in die gemeenteraad. Die Here Jesus het mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy het vir sy disippels gesê, kom hier, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou die gemeenteraad is deel van die gawes, die charismata, wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. En daar is 'n paar riglyne wat ek so vinnig vir julle wil gee. Is oor leiers en leierskap. So 'n persoon moet 'n kind van God wees. Eerstens, baie belangrik. Hy moet 'n kind van God wees, hy moet geesvervuld wees, hy moet wysheid hê en 'n vaste geloof. Hy moet 'n begeerte hê om vir die Here te werk. Hy moet 'n voorbeeldige lewe hê. Hy moet betroubaar en eerlik wees. Hy moet goeie leiding en onderrig gee oral waar hy gaan. So 'n persoon is 'n verteenwoordiger van God oralste, nê, by die kerk en in die samelewing. So 'n persoon sorg vir toewyding vir God se mense. Hy dien voorbeeldig en hy is iemand met 'n lewende en opregte geloof. En soos julle weet, het ons hierdie voorgedra vir 2 weke. Nou daar was geen klagtes gewees teen oom Johan se karakter of enige iets gewees nie. Dis net goeie dinge. En dan wil ons ook vandag hom bevestig. Oom Johan, ons vra oom opreg om op die volgende te antwoord. Ek gaan vir ons 5 vrae vra en dan kan op die einde vir ons sê ja of nee. Is oom daarvan oortuig dat God self oom deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar oom God se woord soos vervat in die Bybel as die waarheid en dat Jesus Christus die enigste verlosser is waardeur ons gered word om die nuwe lewe te kry? Beloof oom om oom se roeping soos in die Bybel uiteengesit getrou te vervul? Beloof oom om tot eer van God te lewe? En laastens, is oom bereid om deur medegelowiges reg te help te word indien oom 'n fout begaan? Wat is oom se antwoord? Ja. Okay, baie dankie oom. En hiermee word oom bevestig. Ek wil vra dat Sorika, die gemeenteraad en die gebedsgroep na vore toe kom. Dan bid ons vir oom Johan. Ek sal vir ons inlei en dan as enige iemand ook wil aangaan met die gebed, is julle welkom. Almagtige Vader, ons dra oom Johan Jansen op aan u vandag, almagtige Vader. Ons sê vir u dankie, Here Jesus, dat u 'n leier opgerig het in hierdie gemeente, Here Jesus. Here, dankie vir die goeie voorbeeld wat hy stel oral waar hy gaan, Here Jesus. By die disippelskap, by die Bybelstudie op Dinsdae, by die kerk, selfs Saterdae, buite die kerk, oralste, by 'n braai, oralste, wys hy 'n goeie voorbeeld van 'n kind van God, 'n man van God, 'n werker van God. En ons wil vir u dankie sê, almagtige Vader, en ons bid u seën op hom af, Here Jesus. Almagtige Vader, ons vra dat u hom absoluut sal seën vir hierdie werk, vir hierdie posisie, Here Jesus. Dit is 'n groot posisie, Here. Dit is 'n groot werk. En hy het bevestig vanoggend, hy het u roeping gehoor en hy het aanvaar met oop arms. Ons bid dit in u groot en almagtige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie geluk oom Johan, kom ons klap vir hom hande. So het dit tyd geword vir ons offergawes. Kom ons dien die Here met ons 10de
of hulle skrik vir rugby en dis lang naweek, maar ons verstaan dit. So welkom aan almal wat hier is, en wat later gaan luister. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here, U is heeltemal en totaal in beheer van hierdie kerk, Here Jesus, en ons kan U hand sien waar U vir ons sorg, Here Jesus. Here, ons wil vir U dankie sê, Almagtige Vader, dat U in die middel, in die senter staan van hierdie gemeente, Here. U staan ook in die senter van die finansies, Here. Ons kan ook sien dat U vir ons daar ook sorg, Almagtige God. En ons dra al hierdie fondse, al die tiendes, al die geldjies, klein geldjies, groter geldjies, dra ons op na U toe, Here Jesus, en ons sit dit neer voor U troon, en ons vra, Here Jesus, wys vir ons waar moet ons dit aanwend, Almagtige God. Ons eer U, Here Jesus, en ons sê vir U dankie, en ons is lief vir U, Here. Ons bid dit in U groot en almagtige naam. Amen. Amen. Ek wil vir ons 'n baie mooi stukkie lees uit Galasiërs 2, vers 19 en 20, waar Paulus sê, maar wat my betref, deur die wet, is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees absoluut gegroet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en weet, verseker, die Heilige Gees is hier teenwoordig vanoggend. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam en loof en prys ons die Here. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, corner
shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Halleluja, van die Heer God almachtig regeer. Halleluja, halleluja, van die Heer God almachtig regeer. The Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Saved a wretch like me. I once was lost, but
but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to see. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Almagtige Vader, terwyl ons so gesing het, Here, toe kry ek die prentjie van waar U teenwoordigheid baie duidelik sigbaar was op die berg Sinaï, toe U aan die Israeliete verskyn het, Almagtige Vader, waar die hele berg het gebrand van U teenwoordigheid, U heilige teenwoordigheid. Hulle het U almag gesien met al die 10 plaae. Hulle het gesien, hulle het dit ervaar waar hulle deur die see geloop het, Almagtige Vader. Here, ek dink baie keer besef ons nie heeltemal U grootheid nie, Here. Ons besef dit nie heeltemal nie. Here, daarom wil ons U groot maak vanoggend, Almagtige God. Here, ons het vanoggend gekom, Here, vir U, Here. Ons loof en prys U, Almagtige God. U is die rede hoekom ons gekom het vanoggend, Here. Ons wil graag hoor wat wil U vir ons sê vanoggend, Here. Here, ek vra dat U asseblief met elke persoon praat vanoggend, met elke persoon werk vanoggend. Elke persoon hier is wakker gemaak deur U, Almagtige God, en herinner om kerk toe te kom, Here. Ek vra dat U asseblief sal beweeg van stoel tot stoel, Heilige Gees.
Vul asseblief hierdie hele vertrek, asseblief Heilige Gees. Here, ons seën U, Here, en ons eer U, Here Jesus. Ons begin vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. As julle kan maar sit, daar's nie vandag, is vandag lang naweek, soos daar's nie vandag kindertjies nie. So vandag se boodskap is, laat die Heilige Gees jou lei. En die skrifgedeelte is Galasiërs 5 vers 13 tot 25. En is baie interessant, hierdie skrifgedeelte, want daar is heeltyd 'n kontras in hierdie skrifgedeelte, heeltyd. Paulus gaan die heeltyd van geestelik na die sondige natuur, geestelik sondige natuur, in dieselfde gesprek. Ek gaan 'n bietjie vir julle wys. Ek lees vir ons, vanaf vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Julle moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan gaan hy nou na die sondige natuur toe. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Dan gaan hy weer na die geestelik toe. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Dan gaan hy weer na die geestelik toe. Wat ons sondige natuur begeer, of hier is die fisies. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Gaan jy weer na die geestelik toe. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Dan gaan jy weer na die Efesiërs toe. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dan gaan hy weer na die geestelik toe. Die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedagtes bepaal. So om julle 'n bietjie agtergrond te gee, ons het laas Sondag geluister na die uitstorting van die Heilige Gees, waar al die disippels bymekaar gewees en hulle almal ontvang die Heilige Gees. En nou wat sê Paulus nou? Paulus sê wat nou? Wat gebeur nou? Nou sê Paulus, nou moet daar 'n vrug by jou sigbaar wees, die vrug van die Heilige Gees en onder leiding van die Heilige Gees. Nou moet die Heilige Gees jou lei. En ek wil vanoggend by 'n paar gedagtes gaan stil staan. Eerstens by die beheertoring. Julle sien hierdie prentjie. Julle wonder seker nou, wat se prentjie is hierdie met 'n toring en 'n vliegtyg? Ek gaan 'n bietjie stil staan by 'n beheertoring of jou gedagtes, anderswoer jou brein, jou gedagtes. Dit verteenwoordig jou beheertoring. Dan wil ek tweedens gaan stil staan by jou sondige natuur en dan laastens laat die Heilige Gees jou lei. Weer 'n kontras, nê. So kom ons kyk eers na die beheertoring. So ek weet nie of julle al 'n beheertoring gesien het van 'n nasionale of 'n internasionale lughawe nie. Ons mos 'n beheertoring. En in daai beheertoring sit daar mense wat die vlugte beheer. So hierdie beheertoring beheer die vlugte wat inkom en die vlugte wat uitgaan. Hierdie beheertoring beheer die vlugte in die dag en ook in die nag. Selfs in stormreën beheer hulle dit. Hulle kommunikeer die hele tyd met die vliegtye, nê. Daar's heeltyd vliegtye. Ek weet nie of julle al gesien het in Frankryk. Dan kom die vliegtye soms so dwars oor mekaar die hele tyd. So baie goeie kommunikasie moet plaasvind daar. So hierdie beheertoring beheer al die landings en vertrekke.
Self die landingsligte, nê, op die landingsstrip, soos die vliegtuie inkom, hulle beheer die ligte ook. Hulle wys vir die vliegtuig, hulle kommunikeer met hom en hulle wys vir hom presies waar hy moet land. Sê vir hom is gereed, jy vlugnommer dit, jy kan nou, daarna wag die volgende vliegtuig. Dis hoekom julle baie keer al gesien het, dat julle maak eers so draai, nê. Is eers 'n ander vliegtuig wat eers moet land. Dan maak hierdie vliegtuig eers 'n draai. Die beheertoring beheer selfs die trokke met die sleepwaens, nê, wat die tasse gaan haal by die vliegtuiens. Dan bring hy die tasse vir jou in. Dan staan jy daar by daai roteerband, dan wag jy vir jou tasse. En as jy gelukkig is, dan kry jy hom vinnig. Hulle beheer dit. Die beheertoring beheer alles rondom die lughawe. Mens kan sê daar is niks rondom die lughawe waarvan hierdie beheertoring nie van weet nie. Hierdie beheertoring beheer die lughawe. Dit is eintlik ongelooflik as mens daaraan dink. Hierdie klein vertrek beheer 'n hele kolossale lughawe. Eintlik ongelooflik om te dink, is 'n baie groot verantwoordelikheid, daai vertrek, daai toring, daai beheertoring. En ek gaan 'n paar keer my boodskap terugverwys na 'n beheertoring. Nou weet julle wat werk presies net soos 'n beheertoring? Is jou gedagtes, jou brein, jou kop, is jou beheertoring. Jou gedagtes beheer jou liggaam. Wat in jou gedagtes ingaan, beheer jou liggaam. Dit is ongelooflik om te dink, nê? Nee. Maar oor 'n gedagte kan jou liggaam links vat of hy kan jou liggaam regs vat. Hier is glad nie groot dinge wat ek vir julle sê nie. Hierdie dinge is kindergoedjies, nee, mense weet dit. Maar ek bou vir julle 'n agtergrond. Julle gaan dit nou mooi verstaan. Met ander woorde, so stem julle saam, dit is baie belangrik wat jy toelaat in jou gedagtes. Dit is baie belangrik om te scan of om te filter wat se gedagtes kom op in jou kop. En waar kom die gedagtes vandaan? Dit is hoekom Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Met ander woorde, jy moet nie elke gedagte entertain nie, nê. Partykeer entertain mens, hy linger nog heeltyd daar, hy linger, partykeer verkeerde gedagtes wat heeltyd linger, jy hou hom daar in die agtergrond. Paulus sê nee, jy moet hom onderdanig maak aan Christus. Geen verkeerde gedagtes mag daar heeltyd daar linger in jou gedagtes nie. Jy moet hom onderdanig maak aan Jesus Christus. Nou die groot vraag is vandag, beheer jou sondige natuur jou gedagtes of beheer die Heilige Gees jou gedagtes? En hoe lyk dit as jou sondige natuur jou gedagtes beheer en hoe lyk dit as die Heilige Gees jou gedagtes beheer? Vandag se boodskap is 'n baie groot kontras. Julle gaan glad nie wonder waaroor die boodskap was as julle hier uitstap nie. En ek herinner julle net weer aan vandag se boodskap is laat die Heilige Gees jou lei. Laat hy jou lei. En as julle dalk kon onthou, ek het laas Sondag vir julle gesê, 'n bietjie vir julle gepraat oor die sondige natuur, né? So kom ons kyk wat sê Paulus oor jou sondige natuur vanaf vers 17. Hy sê wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Met ander woorde, ons almal het 'n sondige natuur. Dis nie net sekere mense nie, Dis nie net die sondaars nie, Ons almal is sondaars. Dis nie net 'n sekere groep mense wat die sondige natuur het nie. Almal het hom. Dis net hang dit af wie laat jy toe om jou te beheer. Jou sondige natuur en die Heilige Gees is nie vriende nie. Hulle is nie vriende nie. Hulle bots. Die Bybel sê hulle staan lynreg teenoor mekaar. Hulle het verskillende missies. Soos ek nou gesê het, ons laat toe dat iets ons beheer. Dit is of ons sondige natuur of dit is die Heilige Gees. Dan noem Paulus die praktyke van die sondige natuur. In ander woorde, as jy gelei word deur jou sondige natuur, dan sien ons hierdie kenmerke by so 'n persoon. As jy gelei word deur jou sondige natuur, dan sien mens hierdie. Hy sê vers 19, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. In ander woorde, eintlik weet ons almal dit. Eintlik dit is bekend. Met ander woorde, dis nie eintlik iets niets wat ek sê vandag nie. Dis nie iets niets wat Paulus vir hulle gesê het nie. Dis nie iets niets nie. Dis eintlik ou nuus.
Dis 'n ou boodskap, is 'n boodskap wat al vorige keer al gehoor is al. Niks niets wat ek julle sê vandag nie. En dis so met die samelewing in die wêreld ook. Eintlik weet die wêreld, wat ek nou gaan sê, hulle weet dit eintlik. Maar hulle ignoreer dit. Die praktyke van die sondige natuur is onsedelikheid, met ander woorde om seksueel verkeerd op te tree. Ek hoef nie eers daaroor uit te brei nie, julle weet. Onreinheid, weer eens, seksueel verkeerd, vuil gedagtes, homoseksueel, pornografie ensovoorts. Nog een is losbandigheid, ander woorde rondslaap, dronk, lae waardes, geen selfbeheersing. Dis die vrug van jou sondige natuur. Afgodsdiens, ander woorde dinge of mense wat vir jou belangriker is as God. Towery, julle weet wat is towery. Vyandskap, ander woorde voortdurende konflik tussen jou en 'n ander persoon. Dis die vrug van die sondige natuur. Haat, wanneer jy kry 'n haat, 'n sterk afkeer of 'n bitterheid teenoor iemand. Nog een is naaiwer, om jaloers te wees op iemand. Woede, ander woorde 'n onbeheerste kwaad, slaan iemand, slaan gate in die mure of deure, skreeu, blou moord. Rusies, ander woorde gereelde beklei of twis tussen mense. Dis die vrug van die sondige natuur. Verdeeldheid, ander woorde lewe nie meer as 'n eenheid saam nie. Daar is nie meer 'n eenheid onder broers nie, of tussen susters nie, of in 'n familie nie. Maar die sondige natuur kom te voorskyn. Afguns, om ander se voorspoed te begeer, dronkenskap. Julle weet wat is dit, nê? Om onder die invloed van alkohol te wees, wanneer jy verloor beheer. Jy is nie meer jouself nie. Jy hoor die volgende dag wat het jy gedoen gisterand. En was jy onder die invloed van alkohol. Die sondige natuur het oorgeneem gisterand. Die sondige natuur het oorgeneem. Uitspattigheid, wilde partytjies, ander woorde oormatige plesier of 'n los lewe sonder selfbeheersing. En dan sê Paulus, en al dergelike dinge, met ander woorde ander sondige gedrag wat saam met dit gaan. Paulus maak dit baie duidelik, nee. Baie mense sê mos, ja, maar die Bybel is nie baie duidelik, nee, die Bybel is baie duidelik hieroor. Dis eintlik so dat jy kan, as geen misverstand hierso nie. Die Bybel is baie duidelik oor wie gaan hemel toe en wie gaan nie. Baie duidelik oor. En dit gaan nie nou oor om te judge nie, nee. Die Bybel sê dit baie reguit. Hy sê, ek waarsku julle soos julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Aan die ander wyse, jou sondige natuur dink nie aan die koninkryk van God nie. Hy het dit nie in gedagte nie. Nee, hy het iets anderste in gedagte. Jou sondige natuur beplan iets anderste vir jou. Hy beplan nie die koninkryk van God vir jou nie. Jou sondige natuur vat jou in 'n ander rigting in. Jou sondige natuur wil jou in 'n verkeerde rigting invat. Jou sondige natuur wil jou die ewige verderf invat. Dit is waantoe jou sondige natuur jou wil invat. Want die Bybel sê mos, Paulus sê, die sondige natuur en die Heilige Gees staan lynreg teenoor mekaar, amper hulle bots. Dis amper soos twee stamkarretjies. Net 'n voorbeeld, nê. Eintlik om dit baie maklik te verstaan. Twee stamkarretjies, hulle bots die hele tyd. Hulle sien glad nie, so hulle Engels sê eye to eye nie, glad nie. Hulle werk in twee verskillende rigtings, hulle bots. Hulle is nie vriende nie. Die Heilige Gees en jou sondige natuur is nie vriende nie. En ons weet ook, daar is 'n vyand, wat weet of jy gered is of nie. Hy weet as jy nie gered is nie. Hy weet as jy nie gered is nie, is jy baie meer ontvankliker vir die gedagtes van die vyand. Hy weet dit. Die vyand gaan jy nog steeds karring, al is jy gered. Hy gaan jy nog steeds karring. Iemand wat onder die beheer is van die sondige natuur, soos ek gesê het, is baie meer oop vir verkeerde gedagtes. Maar hulle vat hom baie makliker. Baie makliker. As iemand vir jou sê, kom saam, vanaand gaan ons drink, 'n ongeredde is geen probleem. Hy vat dit onmiddellik. Hy vat hom. Baie man sal nogal hulle gesinne by die huis los ook nog. Hy gaan saam drink vanaand. Maar iemand wat gered is, weet dadelik, nee. Hy is nie so maklik ontvanklik vir so 'n gedagte nie. Al hierdie afskuwelike dinge is die dinge van die vlees. Dis die dinge van hierdie sondige wêreld.
En dalk ken jy iemand wat beheers word deur sy sondige natuur. Dalk ken jy iemand. Ek gaan nou 'n voorbeeld gee van 'n drastiese voorbeeld van iemand. En dan gebeur dit ook dat 'n regering of 'n land homself oorgee aan die sondige natuur. Dan sien ons waar aborsies word goedgekeur en bevorder. In 'n ander woord, hulle begin dit daaraan goed praat. Hulle begin dit promote, hulle begin dit bevorder. Hulle moedig jong tienermeisies, 13, 14, 15, hulle moedig hulle aan, gaan vir 'n aborsie. Jy hoef nie eers jou ouers te sê nie. Die land moedig dit aan. Dis wanneer die land homself oorgegee het aan die sondige natuur. Maar ons weet ons, God het 'n standaard. Ons weet ons, wat is dit in God se oë? Dit is moord in God se oë. Dit gebeur wanneer die sondige natuur heers. Wanneer die regering homself oorgee aan die sondige natuur, dan sien ons ook homoseksuele gedrag. Aan woorde, wanneer die mense, hulle gee hulle self heeltemal oor, hulle bevorder dit, waar die mense daarna afloop in die strate, en vir almal wys, hulle verkies hulle sondige natuur, bo God, hulle wys dit vir almal, hulle verkies hulle sondige natuur. Dit is naderhand die pad waartoe ons gaan, hè. Dit is wat gebeur het met Sodom en Gomorra. Hulle begin al trots word op hulle sondige natuur. Dis eintlik om iets om skaam te wees, maar nou word hulle trots daarop. Nee, hulle embrace hulle sondige natuur. Of mense wat 'n seksverandering doen of gekry het, of besig is om te kry, wat onder die invloed is van die vyand. Nee, die vyand fluister in sy gedagtes in. Die vyand oortuig hom, nee, jy is eintlik in 'n ander liggaam. Nee. God sê dit baie duidelik. Hy het jou gemaak, hy het jou gemaak soos hy jou gemaak het. Hy het jou identiteit baie duidelik gemaak. Jy hoef nie te wonder nie. Dis die vyand wat jou deurmekaar wil maak. Die vyand maak jou, hy confuse jou. Hy maak jou deurmekaar. Ons sien ook seksuele verkeerde gedrag word goedgekeur en bevorder in die samelewing. En hier is nie nuwe goeters nie. Ek het hierdie goeters al gehoor toe ek nog jonk was, waar ouers vir hulle kinders sê, of familielede aanmoedig, man, gaan bly maar net saam. Jy hoef nie te trou nie. Bly maar net saam. Nee, al twee leef in sonde. En dit is word geklassifiseer as sonde, maar 'n aanhoudende sonde. Miskien maar sonde wat jy maak 'n fout, want jy 'n sonde gepleeg het, 'n fout gemaak, maar dan sê jy jammer vir die Here, dan beweeg jy aan, jy leer iets daaruit. Maar iemand wat in sonde leef, is 'n aanhoudende sonde. Is aanhoudend. Nee, dit is altyd met homoseksueel, is aanhoudende sonde. Enige verkeerde dinge is sonde, maar daar's 'n verskil tussen aanhoudende en wanneer mens een keer 'n fout gemaak het en jy kom tot inkeer. Waar ouers familielede aanmoedig, soos ek gesê het, maar julle weet, soos ek nou nog gesê het, die Here het 'n standaard. Maak geen fout nie. Die Here het 'n standaard. Tye het nie verander nie. Dit is nie die norm nie. Hulle sal dit vir hulle kinders sê, tye het verander my kind. Dit is nou die norm. Nee. Dit was al 30 jaar terug al gesê. Dit is nie die norm nie. Dit is dalk die norm van hierdie sondige wêreld, ja. Maar jy is mos nie deel van die sondige wêreld nie. Wat beteken dis nie die norm vir jou nie. Jy is deel van die koninkryk van God. Jy moet juist anders te wees as hierdie wêreld. God het 'n standaard. Die sondige natuur veroorsaak ook oorloë, geweld en misdaad. Dit is die oorsaak van die sondige natuur wat oorvat en heers. En 'n voorbeeld daarvan is met ander woorde soos in Islam, waar groot mans, weet nie of julle dit al weet, groot mans met jong dogtertjies kan trou. Dis die sondige natuur wat heers. Of hulle glo daar's 72 maagde wat vir hulle wag in die hemel. Jy kan dit daar's baie sulke voorbeelde, en jy kan baie duidelik sien, die skrywer van die Koran is onder die invloed van last. Last heers, heers in die skrywer van die Koran. Die Koran is die boek van die vyand. Jy kan dit baie duidelik sien. Dit gebeur wanneer die sondige natuur heers in die beheertoring. Maar kyk wat sê Paulus, vers 18, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Nou daar was in Paulus se tyd, was daar leraars gewees, mense gewees, maar dit was nogals leraars, wat 'n valse leer verkondig het. Dit is nogals een ding van Paulus, wat mens nogals sal agterkom. Die ouens wat Veritas doen, sal nogal agterkom. Dis een term, een boodskap, wat baie sterk deurkom, deur die hele Nuwe Testament, is valse lering. Paulus bestry die heeltyd, boek in, boek uit, bestry hy valse lering. Dit is 'n groot
tema in die Nuwe Testament. En daar was 'n valse leraars in Paulus se tyd wat gesê het al die nie-Jode, aan die ander woorde al die ander nasies, al die gelowiges van die ander nasies moet ook die wet van Moses nakom. Julle weet wat is die wet van Moses? Dit is die Torah of die eerste 5 boeke van die Bybel of die Pentateeg. Nee, hulle het vir die gelowiges van die ander nasies gesê, hulle moet al daai 613 wette nakom. Sê Paulus, nee. Ons fokus op die 10 gebooie. Ons fokus op die 10 gebooie. So gesê, ons weet, Jesus het gesê, die belangrikste gebod is Markus 12 vers 30 en 31. Jy kan hom gaan nalees na die tyd. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die 2 nie. En weet julle wat maak hierdie 2 gebooie so interessant? As jy hierdie 2 gebooie gehoorsaam jy al 10 outomaties. As jy regtig lief is vir die Here Jesus en jy volg hom regtig en jy het regtig jou naaste lief, sal jy nie steel nie. Jy sal nie sy vrou begeer nie. Ja, outomaties kom jy al 10 na. Dit is hoekom Jesus sê, hierdie 2 is die grootste, bo al. Paulus sê, jy kan nie redding ontvang deur die wet te onderhou nie, nê. Dis wat die verskil is tussen ons en Jode, Sewendag Adventis. Gaan nie oor wette nie. Wanneer jy gered is jy onder genade. Gaan nie meer oor wette nie. Jy's vry. As jy wedergebore is jy vry. Jy's vry. Dit beteken nie jy's vry om wette te breek nie. Dit beteken die Heilige Gees gaan jou help om die wette na te kom. Maar jy's vry. Kyk wat sê Paulus verder. As die Heilige Gees in beheer is van jou beheertoring, dan sien ons die vrug van die Heilige Gees. Dit is nogals interessant, toe ek hierdie lees, dalk het jy dit nog nooit besef nie, dalk is hierdie nie nuus wat ek nou vir jou gaan sê nie, dalk weet jy dit. Maar die Bybel praat van die vrug van die Heilige Gees. Nie vrugte nie, die vrug. Met ander woorde, wanneer jy tot redding kom, dan sien ons die vrug van die Heilige Gees by jou. En daai een vrug het baie eienskappe. En baie keer kom die verskillende eienskappe met verskillende tye te voorskyn, of soos wat jy groei in jou geloof. Maar een vrug, jy ontvang daai een vrug. Kyk wat sê hy. Vers 22. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Want die wet het niks teen hierdie dinge nie. Niks. Jy breek geen wette as jy hierdie goeders doen nie. Niks. Wanneer die Heilige Gees jou gedagtes beheer, dan begin daar 'n vrug wys by jou. En weet julle wat is so interessant van die vrug van die Heilige Gees? Jy kan dit nie wegsteek nie. Jy wil outomaties dit wys. Dis nie iets wat jy forceer nie. Dit kom outomaties. Die oomblik as jy die Here Jesus ingenooi het in jou lewe in, dan kom die vrug. En almal kan sien. Ja, ons kan mekaar se vrugte sien. Ek kan almal se vrugte sien. Julle kan my vrugte sien. Ons sien mekaar se vrugte. Vrugte kan jy nie wegsteek nie, nê. Weet julle, sien ek vrugte? Weet julle, sien julle mekaar se vrugte? Julle woorde en julle dade. Kan die vrugte baie duidelik sien. En dit is so met die Here ook, nê. Die Here sien ons vrugte. Hy sien al die vrugte. Hy sien die vrugte van die Gees en hy sien by party mense die vrugte van die sondige natuur. Hy sien dit baie duidelik. So ek kan ook sê hier is die eienskappe van van 'n geesvervulde persoon. So hoe lyk die vrug se eienskappe? Anderswoorde, jy ervaar 'n liefde. So dit is 'n liefde vanaf God en vir God. Net skielik jy tot redding kom, skielik raak jy, ek wil sê, verlief op God. Skielik raak jy verskriklik lief vir God. Verskriklik. En dit is 'n liefde om ander opreg ook lief te hê. En julle weet wat sê die Bybel, liefde bedek alle foute. Wanneer 'n ware liefde heers in 'n huwelik en in 'n gesin, is fantasties. Die Bybel sê ook daar is vreugde, daar is 'n vreugde in jou.
ander woorde 'n innerlike blydskap en 'n tevredenheid. Dit is hoekom 'n kind van God is nie eintlik veronderstel om heeltyd met sy gesig af na die straat toe te loop nie. Dalk ervaar jy 'n fase, maar dit is nie eintlik hoe dit moet wees nie. Die vrug van die Gees bring juis 'n blydskap, 'n innerlike blydskap. En dis 'n innerlike blydskap wat selfs al is die wêreld in chaos, jy het 'n innerlike blydskap. Dit maak nie saak wat daar aangaan aan buitekant nie. Jy het die Here Jesus. Geef jou 'n innerlike blydskap. Jy ervaar 'n vrede, maar word 'n kalmte en 'n vrede. Jy ervaar geduld, maar jy's verdraagsaam met mense. Dalk was jy baie ongeduldig vroeër gewees. Miskien kom jy agter, ja, die Here het my begin verander. Ek begin al hoe meer verdraagsaam word met die mense rondom my. Die Here gee ook vir jou vriendelikheid. Jy tree goedhartig op teenoor almal. Goedhartigheid, nog 'n eienskap is goedhartigheid. Om vriendelik te wees, jy hanteer mense met respek. Jy praat met mense met respek. As jy disrespekvol praat, dit wys eintlik daai eienskap van die vrug van die Gees het nog nie mooi ontwikkel by jou nie. Getrouheid, om reg en eerlik te leef. Nederigheid, om jouself tweede te plaas. Gaan nie altyd oor jou nie, nee. Gaan nie altyd oor jou nie. Selfbeheersing. In 'n woord, beheer jou emosies. Jy moet weet wanneer om te stop. En jy moet weet wanneer om te reageer. Nie kwaad word nie, beheer jouself. En beheer jouself met temptasies. Wanneer jy alleen by die huis is, beheer jouself. Selfbeheersing, jy moet weet wanneer om op te staan en weg te stap. Beheer jouself. Selfbeheersing is 'n deel van die gawe. Die Heilige Gees leef binne die toring van die geredde persoon. So wanneer die Heilige Gees in beheer is, dan verander die persoon se karakter. Kyk wat sê Paulus in Galasiërs 2 vers 19 en 20. Dit was die foto ook geweest vanoggend. Waar hy sê ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie. Anderwoorde jy kom agter, jy het verander. Dis nie meer die ou self wat lewe nie. Jy het verander. Hy sê dis nie meer ek wat lewe nie. Dis nie meer die ou Paulus wat lewe nie. Dis nie meer die ou Jan wat lewe nie. Dis nie meer die ou Willem of Johan of Susan wat lewe nie. Maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. So daar's duidelik verskil tussen 'n persoon wat gelei word deur sy sondige natuur en deur die Heilige Gees, 'n baie duidelike verskil. Hoe meer jy die Heilige Gees toelaat om jou te lei, hoe meer vat jou sondige natuur die agtersitplek. Al hoe meer, soos jy groei in jou geloof in Jesus Christus, hoe meer vat jou sondige natuur die agtersitplek. Daar was 'n bekende predikant, Paul Washer, wat eendag iets gesê het. Hy het gesê, iemand wat leef vir hierdie wêreld en al sy pragt, is 'n fool. Want hierdie wêreld vergaan. Hierdie wêreld vergaan. Maar iemand wat leef vir die almagtige God en sy koninkryk is wys. Want dit hou vir ewig. Dis ewigheidswaarde. So 'n persoon is wys. Soos ek sê weer, daar's 'n duidelike verskil tussen die vrugte van 'n geredde persoon en die vrugte van 'n ongeredde persoon. Baie, baie duidelik. Die sondige natuur begeer die verkeerde dinge en gee 'n vuil karakter. Waar die Heilige Gees begeer heilige dinge, heilige werke en bevorder 'n heilige karakter. Jou karakter verander. So hoe lyk dit wanneer die Heilige Gees jou lei? Hoe lyk daai oorgangsproses? Dis waar ek daai voorbeeld, baie kragtige en drastiese voorbeeld gebruik het. Maar moenie bekommer nie, ek het hierdie persoon gevra of ek dit kan deel. Hoe lyk die oorgangsproses van jou sondige natuur na onder leiding van die Heilige Gees? Ek kan nog onthou, lank terug, my jongste broer, baie lank terug, voor hy gered was in 2009, sy naweke en sy weke was baie vol gewees, vol aksie. Dit was vol gedrinkery gewees en dronkenskap.
Dit was vol dwelms gewees, vol gevloekery gewees. Hy het gevloek soos 'n matroos. Vol gewees, vol van beklei met die vuiste, groot mans in hospitale ingeslaan, ribbe se gebreek, kakebene gebreek. Sy naweke was vol gewees, vol aksie. Sy lewe was vol gewees, vol spoed gejaag deur die strate in die aande, dronk. Dit was vol disrespek vir reëls gewees en vir sy ouers. Vol. Sy lewe was vol gewees. Sy naweke was vol vriende, baie vriende, drinkvriende. Sy lewe was vol gewees. Vol van die sondige natuur. Propvol. Sy sondige natuur het geheers, het geseëvier in my jongste broer se lewe. Absoluut geheers. Sy lewe was so vol gewees, hy het geen tyd gehad vir God nie. Hy het geen tyd gehad vir Bybel lees nie. Hy het geen tyd gehad vir bid nie. Hy het geen tyd gehad vir die dinge van God nie. Sy lewe is te vol. Sy lewe was so vol, Christendom het vir hom boring geklink. Christendom was vir hom boring gewees. So vol was sy lewe gewees. Sy lewe was vol gewees, vol van die dinge van die wêreld, van die sondige natuur. Maar hy was leeg gewees. Hy was leeg van liefde, en hy was leeg van vrede, en hy was leeg van hoop. Die Heilige Gees was nie in sy beheertoring gewees nie. Die Here Jesus was nie in sy lewe gewees nie. Hy was leeg. Hy het sy lewe volgemaak met ander goeders. En ons weet, dit is een van die taktieke van die vyand, nê? Hy hou jou besig. Hy maak jou besig en hy hou jou besig, sodat jy nie kan fokus op God nie. Die vyand hou jou besig, sodat jy nie tot bekering kan uitroep nie. Hy hou jou besig, hy sê vir jou, eintlik kan jy nie Sondag kerk toe, jy's te besig. Jy's te besig. Jy was te besig gewees hierdie week. Eintlik moet jy rus hierso. Jy kan eintlik nie. Die vyand hou jou besig. Hy hou jou weg van bekering af. Hy probeer om jou weg te hou van bekering af. Dit is een van die taktieke van die vyand, nê. Moenie te besig raak in hierdie wêreld nie. Laat jy die dinge van die Here afskeep nie. In 2010 gee my broer sy hart vir die Here Jesus Christus. En hy verander van nag na dag. Hy het oorbeweeg van donkerte na lig. Hy het in die lig ingestap. Die Here Jesus het hom skoon gewas. Hy het hom vrygemaak. Hy's nou vry. Daarna gee hy die evangelie vir sy vriende. Maar weet julle wat is interessant, nê? Dis wanneer jy nou ware vriende sien. Dis wanneer jy nou sien of jy regte vriende het, ware vriende. Gee jou hart vir die Here Jesus, dan sien jy wie is jou vriende. Dan sien jy wie is rarig jou vriende. My broer gee sy hart vir die Here Jesus. Volgende oomblik begin hulle hom spot. Hulle begin hom mok. Selfs sy vriende se ouers, Christene, spot hom. Nik, jy loop met die Bybel onder jou arms. Daar's 'n tyd vir die Bybel en daar's 'n tyd. Nee. Dis altyd die tyd vir die Bybel. Dis altyd tyd om te bid. Dis altyd tyd om te praat oor die Here Jesus, selfs daar by die braai. Altyd. Vir die Here is daar altyd tyd. Nie net sekere tyd nie. Altyd tyd. Julle sien, sy vriende het nie verstaan wat gebeur hier nie. Hierso staan dieselfde Nikolaas nog voor hulle. Maar julle sien, hulle kan nie verstaan nie, want wat hier gebeur is geestelik. Hulle probeer dit verstaan, maar hulle kan nie. En Nikolaas het eintlik in die begin, kon hy glad nie verstaan, hoekom hanteer hulle hom so nie. Hulle hanteer hom verskrik, hulle verwerp hom, hulle spot hom. Dis my vriende hierdie. Eers kon hy nie verstaan nie, en later te besef hy, maar dis omdat sy vriende is nog in die donker. Hy het na die lig oorgestap. Sy vriende is nog in die donker. Sy vriende drink nog op Saterdagoggends en Saterdaande. Hulle gaan aan soos altyd. Vrydaande word hulle dronk en beklei. Hulle jaag weer deur die strate, dronk, harde musiek. Maar Nikolaas is nie meer saam met hulle nie. Hy bestudeer nou sy Bybel op Saterdagoggendes. Hy bid nou. Hy evangeliseer nou op Saterdagoggendes.
Daar is nou 'n nuwe eienaar in sy beheertoring. Hy laat die Heilige Gees hom lei. Dit is wat Paulus vir ons sê vandag. My vriend, laat die Heilige Gees jou lei. Hoor julle die Here se woorde? Laat die Heilige Gees jou lei. Kom ek maak klaar. Die groot vraag vanoggend is, wie is in beheer van jou beheertoring? Is dit jou sondige natuur? Of is dit die Heilige Gees? Is die Heilige Gees in beheer van jou beheertoring, van jou gedagtes, van jou liggaam? Is dit die Heilige Gees? Hoor julle die Here se woorde? My vriend, my seun, my dogter, laat die Heilige Gees jou lei. Verwelkom die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Kom ons maak ons so toe. Almagtige Vader, ons verwelkom die Heilige Gees in ons lewens, Here Jesus. Here, ons vra vir U hulp, Almagtige God. Help ons met ons sondige natuur, Here Jesus. Help ons dat die Heilige Gees sal oorneem, Here. Help ons dat ons elke gedagte sal onderdanig maak aan die Here Jesus Christus. Asseblief, Almagtige Vader, Here, ons bid vir redding, Here Jesus. Ons bid vir vergifnis. Ons bid vir bekering, Almagtige God. Here, dankie vir die boodskap vanoggend, Here Jesus. Baie eenvoudige boodskap, maar baie kragtig en belangrike boodskap, Here Jesus. Ons eer U vir alles wat U vir ons doen, Almagtige Vader. Here, ek sê weer wat ek in die begin gesê, gebid het, Almagtige God. Here, ons wil U groot maak, Almagtige Vader. Ons besef nie altyd, elke dag, U grootheid nie, Here. Ons wil U groot maak, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe groot is U, my God? Hoe groot is U? Almagtige Vader, Heerser, wat die aarde en die hemel beheer en heers. U weet van elke mens, sy doen en late. Daar is niks waarvan U nie weet nie. Niks. Here, ons bring onsself na U toe, Almagtige God. En ons plaas onsself as 'n offer neer voor U, Almagtige Vader. Ons buig voor U, Almagtige God. Want die hoogste plek, Here Jesus, wat ons wil bereik, is by U voete, Almagtige Vader. By U, in U hande, Almagtige God. Ons wil graag hê, Here, ons begeer dit, Almagtige God, dat wanneer die mense ons sien, Here Jesus, moet hulle die vrug van die Heilige Gees sien. Hulle moet in ons dade en in ons woorde kan hoor. Dis die woorde van die Here Jesus. Dis die woorde van die Heilige Gees. Here Jesus, help ons, Here. Help ons met die geskindery. Help ons, Here. Bring 'n stop daaraan asseblief, Heilige Gees. Help ons met hierdie geskindery, Here. Help ons met hierdie verkeerde dinge asseblief, Almagtige God. Help ons, Here. Asseblief, Almagtige Vader. Help ons en plaas hierdie sondige natuur heel agter, Here Jesus. Soos wat Paulus gesê het, die dag wanneer ons tot redding kom, dan word ons sondige natuur gekruisig. Dit is nie nou meer die ou ek wat lewe nie. Hier is die nuwe ek. Die nuwe liggaam, die nuwe lewe in Jesus Christus. Nuwe gedagtes, 'n nuwe hart. Ek sê 'n nuwe persoon. Die Heilige Gees is nou in beheer van my beheertoring. Ons eer U, Almagtige Vader. Ek vra dat U saam met ons sal gaan, waar ons huis toe gaan vandag, Here Jesus. Waar ons saam gaan eet as families. Waar ons die week ingaan. Dat ons die vrug van die Heilige Gees oralste sal aanvat, Almagtige Vader. Oralste. En dat ons altyd sal onthou, Almagtige Vader, dat ons kan enige tyd en enige plek praat, vrylik, oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam.
Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die seer, wees ook U my trooster, kom ons Skepper Gees, kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die seer, wees ook U my trooster, kom ons Skepper Gees, wees ook U my trooster, kom ons Skepper Gees. Kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal elkeen van julle se gebede hoor en van julle vir julle vrede gee. Sy wonderlike goddelike vrede. Amen.